Môre julle, of middag julle, of aand julle, wat ook al, hoor gou hierso. Ek het hier 'n ongelooflike mooi liedjie ontdek en ek wil gou vir jou ietsie speel. Hoor eens. The David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah, 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 hallelujah. Hoor jy hoe mooi hulle stemme saamgaan? Ons noem dit harmonie. Ek weet nie of jy daarvan gehoor het nie. Harmonie is wat gebeur wanneer twee klanke so mooi saamgaan dat dit maak so in ons ore, dis lekker. Dit klink net so beautiful. Jy sê woe, dis mooi. En hier is een van die bands wat dit nogal goed reg kry. Net met hulle stemme klink hulle verskriklik goed saam. Kom ons hoor 'n bietjie verder. As hulle later sing, dan moet jy nou mooi luister vir elkeen se stemme. Die ou met die baard het ons so diep stem, en die girls en die een ouetjie het so 'n wee stemme, en dan die een wat die maak, maar dan die ou wat die melodie sing. Die melodie is mos nou die lyntjie of die soos wat jy die liedjie ken. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch, and love is not a... So hoor jy wanneer hulle verskillende goeie sing, van hulle sing die woorde, van hulle maak net hoe en haas, en ander hulle trap en hulle klap en hulle doef. So hulle is besig om allerhande goeders te doen, en dit alles werk so beautiful saam, dat ons 'n pragtige liedjie het waarna ons kan luister. Dit is wat ons harmonie noem. Nou, ek wil jou gou wys. As ek so, ek kom draai uit wat ek kry. Ek hoop jy kan hierdie mooi hoor. As ek speel 'n klomp aparte note nou op die gitaar, en saam sê ons dis 'n akkoord. Dis die woord wat ons gebruik, maar ons gaan 'n ander dag weer. Maar dit klink so pragtig saam, né? En dan kan ons dit gebruik om saam mee te sing. So die aparte note is wat ons noem, hulle is in harmonie met mekaar. Hulle werk saam. Maar as ons sou gaan en daar's een van hulle wat nie hoor nie. Kom ons hoor of jy kan hoor wat sien dit is. Dit wil klink as wat kan werk, maar iets is nie heeltemal reg nie. So moet dit klink. Nee, dis verkeerd. So moet dit klink. Hoor jy, dit klink beter. Nou wil ek sê, sommige kan dit hoor en ander nie. Jou oor moet geoefen raak om te hoor dat dis reg en dis verkeerd. So op ander plekke sal dit reg wees, en dit raak baie technical. Al wat ek wil jy nou moet weet, is dat harmonie is wanneer twee note lekker saamwerk. Dit klink so, ons gaan dalk volgende keer gaan ek vir jou mooier wys, so klink dit as iets ekskuus, as dit nie hoort nie. Maar nou wil ek net hê jy moet hoor dat goeders mooi saam smelt. So ek wil vir jou gou 'n stukkie lees. In 'n vorige video het ons gekyk na die skepping. Ons het gekyk na hoe God alles gemaak het. En in Genesis, né, in die Bybel, lees ons in die heel begin, lees ons met so 'n hele storie van hoe God alles gemaak het. En dan nadat hy alles gemaak het, lees ons in Genesis 1 van vers 26 af. God sê toe, laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem, om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die magdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep, volgens sy eie beeld het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde. Verder sê God,
Let op, ek het aan julle al die plante wat saad dra gegee en al die bome wat vrugte en saad gee. Dit is vir julle om van te eet. Maar die groen gras en die plante gee ek aan al die diere op die aarde, die voëls in die lug en die klein diertjies wat op die aarde kruip. Dit het so gebeur. God het na sy handewerk gekyk en dit was baie goed. Dit alles het God op die 6de dag gemaak. So hier lees ons in die begin dat God die mens gemaak het en hy het hom in ooreenstemming met homself gemaak. Ons lees ook in van die vertalings, hy het hom volgens sy beeld gemaak. Dit beteken ons is soos God. Ons lyk nie noodwendig soos God nie, ons is nie seker daarvan nie. Toe Jesus mens geword het lang terug, het hy soos ons gelyk, hy het soos ons kom lyk, hy is gebore as 'n mens, en hy het groot geword as 'n mens, en hy het ook dood gegaan as 'n mens, maar hy het opgestaan in wat ons noem 'n verheerlikte liggaam. Hy het nog steeds sy liggaam gehad, want sy disippels het mos die gate in sy hande gesien, en in die sy waar die spies hom gesteek het. Dit lees ons in die evangelies. Maar of God, wat ook in die Bybel vir ons beskryf word as gees, soos ons lyk, is ons nie seker nie. Maar wat ons wel weet is, ons is soos God. Ons kan lief hê, ons kan omgee, ons kan vergewe, ons kan vriende wees, ons kan vir mense help, ons kan allerhande goeders doen wat God kan doen. Ons kan kreatief wees en goeders maak. En God het gesê, leef op die aarde, hier is vir julle 'n wonderlike plek om in te leef. Ek is lief vir julle en ek hou van julle, ons gaan saam hierdie plek mooi maak. So ons is gemaak, jy is gemaak soos God. Soos daai harmonie, dit pas so mooi by mekaar. God en ons pas so mooi by mekaar. Ons is in harmonie met mekaar gemaak, sodat ons mooi saam musiek kan maak. Nie net mooi saam sing nie. En met musiek maak bedoel ek saam kan leef, saam kan kyk laat alles goed gaan, laat die aarde kan opgepas wees, laat die diere groei, laat die kruipertjies en die voeltjies en die visse in die see, alles, laat dit mooi opgepas is en alles lekker saamwerk. Want jy sal sien in die natuur, alles werk so perfek saam. Ons wil ook 'n bietjie daaroor praat ons sometime. So vra 'n bietjie rond, gaan kyk bietjie, hoe werk dinge in die natuur saam? Hoe werk dinge in harmonie? Sodat ons ietsie kan leer van hoekom ons gemaak is en hoe ons gemaak is om in harmonie met God te leef. Dit is 'n wonderlike ding. So dit moet jy onthou en jy moet altyd vashou aan dit, dat jy gemaak is om soos God te wees. Jy is gemaak om soos Jesus te wees. En dis hoekom ons na Jesus kyk. Dis hoekom ons Jesus se voorbeeld volg. So dis wat jy moet onthou en ek wil hê jy moet nou 'n bietjie kyk. Wat in die natuur werk mooi saam? Hoe werk die plante en die diere en die wolke en die reën en die water en die see en die riviere en die damme? Hoe werk dit alles saam? So daar's YouTube video's wat jy dalk kan kyk, of jy kan jou juffrou vra of jou meneer, of jy kan vir mamma of pappa of ouma en oupa wie ook al weet. Dalk is daar 'n boek in julle huis wat jy kan bietjie na kan kyk. So leer bietjie, hoor bietjie, en vra bietjie, gaan loop buite in die tuin en kyk. Wat is daar wat mooi saamwerk? Hoe werk dinge mooi saam? En dan sien ek vir julle volgende keer. Cheers julle!